I may have moments of unbelief, but I won't let it worry me. It's just a feeling that comes and goes. My head may doubt, but my heart knows. My heart knows Jesus loves me and washed my sins away. I know He will keep me forever. No matter where my head is at, I will not be moved, 'cause my heart knows the truth. Satan will whisper, try to deceive, to make us doubt what we believe. But we know better. We have God's word. It's in my heart, safe and sure. My heart knows Jesus loves me and washed my sins away. I know He will keep me forever. No matter where my head is at, I will not be moved, 'cause my heart knows the truth. Waves of doubt may toss us to and fro. Oh, but we will sail on. This I know. My heart knows Jesus loves me and washed my sins away. I know He will keep me forever. No matter where my head is at, I will not be moved, 'cause my heart knows the truth. My heart knows the truth. Amen. Julle jong dames mag maar sing. Weet u hart wat die waarheid is? Ek dink dit is hoekom ons hier is. Ek het vandag die voorreg om met u te gesels oor as u nou die opskrifie daar sien. Die Engelse woord is apologetics. Nou weet u wat is apologetics? Apologetiek is die verdediging van die geloof.
Christelike apologetiek het ten doel om Christene toe te rus om verantwoording te kan doen vir wat en hoekom hulle glo en wat hulle glo. En om die skeptici te demonstreer dat die Christelike geloof nie 'n blinde sprong in die donkerte is nie, om die soekendes uit te nooi na 'n waarheid aansprake daarvan met integriteit te ondersoek. Dit is 'n mond vol. So, en ek wil vandag hierdie aspek aan u toe, met u deel, dat ons moet ons geloof verdedig. Maar hoekom is dit belangrik dat ons geloof moet verdedig? En in Handelinge hoofstuk 17, as u Bybels kan oopblaai daar by Handelinge hoofstuk 17. Handelinge hoofstuk 17 dit is Paulus se tweede sendingreis. En soos u weet, Paulus is 'n magtige spreker vir die Here. Die Here het gebruik om magtig, nou dit is sy tweede sendingreis. So hy het 'n bietjie van ondervinding wat meegemaak is. En nou sê die Bybel vir ons, die narratief sê vir ons, hy kom daar in vers 17, vers 1, toe hulle deur Amfipolis en Apollonia gereis en in Thessalonika kom, waar hy in die sinagoge met die Jode was. Volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank het hy gespreek uit die wat? Uit die skrifte. So hy het 3 sabbate daar met hulle gepraat. Net as so hulle sê 'n side note, kan u sien dat hulle nog altyd op 'n Sabbat na Christus se dood nog altyd by mekaar gekom het. So hier kom hy en op 'n Sabbat en hy spreek met hulle uit die skrifte en wat sê vers 3? En dit uitlê en aangetoon dat Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig is Christus. So Paulus is besig hier om in die kerk te gaan, op 'n sinagoge, of in die sinagoge, en hy is besig om vir die kinders van die Here te vertel van wie Christus is. En wat maak hy? Hy maak die wat oop? Hy maak die Bybel oop. Hy hou vir hulle die skrif voor. Is dit belangrik dat wanneer ons aan mense wil verduidelik van die waarheid, moet ons die skrif aan hulle voorhou. As ek reg? Stem jy saam? Maar die tendens baie keer deesdae is om mense gee hulle eie opinies. Nou die woord sê hier uitlê. Ek dink die Engels sê hier reason with them. Nou die Griekse woord vir reason daar in die Engels is 'n dialoog wat hy met hulle gehad het. Hy het 'n dialoog gehad met vrae en antwoorde. En ek dink dit is belangrik wanneer ons met mense oor die woord van die Here praat, dan moet ons ook vir hulle die geleentheid gee om te vra. Weet u hoekom belangrik dit is as ons die vrae hoor wat mense het, of onduidelikhede hoor wat mense het, dan verstaan jy hulle denkwyse. Dan verstaan jy hoe om hulle te beantwoord. En dit is wat Paulus hier gedoen het. Die Bybel sê, hy het uitgelê en aan hulle getoon dat Christus moes ly. Ek dink dit is so belangrik, dat ons dit aan mense voorhou. Nou sê vers 3, ja, hy het aan hulle gesê dat Christus moes ly en dat hy die dode moes opstaan. En hoe belangrik is dit? Kan u onthou in Lukas hoofstuk 24? As u gou vinnig daarna toe kan bly. Wat is die opskrif daar? Lukas hoofstuk 24, dit is die Emmausgangers, is ek reg? Of die Emmausgangers. Toe wat gebeur daar? Hierdie manne is nou baie mismoedig. Hulle is so mismoedig oor hierdie Christus wat gesterf het, en skielik is Christus in hulle teenwoordigheid. En die Here vra vir hulle, manne, maar hoekom is julle dan so mismoedig? Hoekom hang julle gesigte dan so? En hulle sê vir man, is hier dan 'n vreemdeling hier, weet jy nie wat hier aangegaan het nie? En hulle sê,
hierdie Christus wat ons nog gedink het, wat vir ons gaan verlos van hierdie Romeinse juk wat ons in is, hierdie politiese omstandighede waar ons bevind, ons wil verlig word en hierdie Christus het dan nog gesterf. En wat maak Christus? Vers 26, of althans, die Bybel sê daar in vers 26, moes Christus ought not Christ have died? So, nou maak Christus die Bybel vir hulle oop, en hy wys vir hulle uit die skrif uit, sê die gedeelte daar in Lukas hoofstuk 24, hy wys hulle uit die skrif uit, en toe hulle die skrifte deurgaan en sien wat daar gesê word, toe wat gebeur met die Emmausgangers se harte? Die Bybel sê hulle harte het warm geklop. Mense, ek wil aan u voorhou, wanneer ons die skrif aan mense voorhou, as ons vir die mense sê, daar staan geskrywe, dan gaan mense 'n warmheid in hulle harte ontwikkel. Ek weet nie van u nie, maar vir my was dit 'n pragtige ondervinding toe ek deur Daniël hoofstuk 2 gaan en hoor van hierdie beelde en daar word gesê van wat die geskiedenis gaan, omdat ek baie geïnteresseerd is in geskiedenis. Toe ek dit hoor, toe maak dit vir my sin en ek het bly gevoel oor dit wat daar vir my voorgelê word in die skrif. So, Paulus het die skrif aan mense voorgehou. Die gedeelte wat vir ons voorgelees was in 1 Petrus 3 vers 15 sê, ons moet verantwoording doen, is ek reg? Ons moet 'n verantwoording doen om mense te vertel, volgens 1 Petrus 3 vers 15, hoekom ons glo wat ons glo. En dit is belangrik dat ons dit moet weet, dat ons moet aan mense dit voorhou. En want die Here wil hê, ons moet hierdie goeie boodskap, hierdie goeie nuus moet ons aan mense voorhou. Ons lees verder. Toe hierdie boodskap nou aan hulle voorgehou was, wat sê vers 4? En sommige van hulle was oortuig en het hulle by Paulus en by Silas aangesluit. Ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en groot aantal van die aansienlike vroue. So daar is toe nou, uit daardie groepering van mense uit, wat gebeur? Mense het toe hulle harte vir die Here gegee, hulle toe by die kerk aangesluit. Maar wat sê vers 5? Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van leeglopers aangeneem en die stad in opskudding gebring deur die volksoploop te bewerk en hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Nou wat gebeur daar? Sien u dat jy kry twee tipe reaksies as jy die woord van die Here aan mense voorhou. Jy kry mense wat die woord aanneem en jy kry mense wat maak? Mense raak kwaad. Walter Veit het 'n poging gedoen daar by ons in die Parel, dit is nou hier in die 90s. Tannie Annemarie en oom Gerard het ook die boodskap gehoor. Tannie Annemarie het hierdie boodskap aangeneem. Oom Gerard was nie so ingenome met hierdie boodskap nie. Ek onthou die dag toe die wit Astra so om die draai kom daar by ons in die Parel, daar is in Meelstraat, of Meelstraat, ja, Meelstraat, kom hy so af. En oom Gerard se bande maak sulke geluide en hy skree daar en ons almal staan buitekant en ons gesels, die kerk is net uit en ons gesels buite en die bande maak sulke geluide en die stop en die deur se oopgaan is sommer so in een en dit is oom Gerard. Oom Gerard kom aangestap en leraar François Du Plessis is besig om te gesels en nou sien ek en Walter sien hierdie hele storie speel hom af. En hy stap reguit na oom François Du Plessis toe, nou julle weet hoe groot oom François Du Plessis is, né? Hy is maar net so groot.
En hy stap na leraar Frans du Plessis toe en hy hak af, mense. En Walter spring net betyds in die middel en hy slaan vir Walter voor Walter se bors en Walter steier daar aan die een kant. En ons het in die kerk gegaan, ek dink ons het nog almal gaan saam bid. Maar ek wil tog vir u sê, dit is nou die storie, maar daar dieselfde oom het later aan die tesourier van die kerk geword. So daar is hierdie reaksies, mense gryp aan, mense neem dit aan, maar daar is ook mense wat baie kwaad word. En julle weet, hoe gaan dit in ons families? As ons die woord van die Here aanneem, as ons hierdie pragtige waarheid aanneem, dat daar sommige mense wat kwaad word, en hier is die manne, het kwaad geword, maar kan julle sien, hulle, hierdie ongelowige Jode het sommer slegte mense gevat. Nou wat is slegte mense? Nou my broer het nou vanoggend gepraat van, daar wat hy bly, is gangsters. Want dit is presies wat hulle is. Hierdie slegte mense. En hulle het die hele stad in oproer gebring, en sommer na die gasheer gegaan, Jason toe sy huis toe gegaan, wat vir Paulus en vir Silas hulle gehuisves het, en na sy huis toe gegaan, en wat maak hulle? Hulle maak sommer amok daar by die man se huis. En die Bybel leer vir ons verder, dat met al hierdie omstandighede wat gebeur het, moes hulle toe nou vir Paulus waan toe stuur. Hulle stuur toe vir Paulus na Berea toe. Van Thessalonika af, na Berea. So wat het Paulus hier gedoen in Thessalonika? Hy het die skrifte aan hulle geopen, en hulle vertel, en dit het nog gemaak dat die manne, sommige mense het dit aangeneem, en sommige mense het kwaad geword, en hy moes toe nou vlug. En hy vlug in vers 10 sê, en daarop het die broers dadelik na die nag na Paulus en Silas na Berea weggestuur, en toe hulle daar kom, het hy ook waartoe gegaan? Hy gaan weer na die kerk toe, en hy gaan weer na die sinagoge toe, en hy het weer aan hierdie mense verduidelik, maar wat gebeur in vers 11? En hierdie mense was meer edelmoediger as die van Thessalonika, en hulle het die woord met welwillendheid ontvang, en elke dag die skrifte geondersoek, om te ondersoek of hierdie dinge so was. So wat maak hierdie manne? Hulle vat nie te goed, hulle neem nie te goed uit vir soetkoek op nie, hulle ondersoek die skrif, en hulle leer, en hulle sien, jong, praat Paulus die waarheid, en hulle volg in hulle Bybels. Dit is so belangrik dat ons moet weet dat die verskil wat ons nou kry daar in Thessalonika, die mense het nou wel die woord aanvaar, maar hier was die mense meer edelmoediger, hulle was meer bereid, kan ek nou sê, hulle het hierdie skoene aangehad van bereidwilligheid, hulle wil meer weet, en soos hulle meer weet, het hulle neuse gevind in die skrif, om te ondersoek wat daarin staan. En nou sê die Bybel, baie van hulle het die woord aangeneem. Ek wil net aan u voorhou. Is die waarheid populêr? Is die waarheid populêr? Nee. Dit sê in die boek Acts of the Apostles, those today teach unpopular truths need not to be discouraged if at times they meet with no more favorable reception, even from those who claim to be Christians than did Paul and his fellow workers from the people among whom they labored. The messengers of the cross must arm themselves with watchfulness and prayer and move forward with faith and courage, working always in the name of Jesus. So, alhoewel hierdie waarhede wat ons aan mense voorhou nie populêr is nie, moet ons nie stil bly en niks sê nie. Ek verkoop boeke, en ons by hierdie koelde sak wat ek by eendag by was, en ek klop aan die deur, en toe die oom die deur oopmaak, staan hy met 'n koppie tee of 'n koppie koffie staan hy in sy hand, en toe hy vir my sien, toe wat maak hy met die tee en die koffie, hy gooi dit binne my gesig. Die tannie langs aan
Het die hele affære dopgehou en sy sê, kom net om asseblief, kom net om. En sy gee vir my nou 'n waslappie en sê, ek vee my af en sy sê, maar wat maak julle? Ek sien julle is 'n hele paar manne wat hier rondloop met boeke en so en ek vertel van my boeke en sy sê, okay, fine, en sy het die boeke geneem. Sy sê vir my nou, as ek nou hier klaar is, dan gaan jy na daai oom toe en jy gaan na daai tannie toe en jy sê vir hulle, ek het vir jou gestuur. Want daai oom en daai tannie, die huweliksprobleme, hulle het probleme met hulle kinders, jy kan die boeke en jy kan daai boeke, dis die tannie wat nou wat alles ken in die buurt. En ek gaan toe met daai mandaat, gaan ek toe nou na die mense toe en ek verduidelik hulle van die boeke en ek sê, hoor, die tannie het langs net vir my gestuur. En julle sal nie glo nie, almal het boeke gekoop. En nou is ek braaf. Ek gaan klop toe in die deur waar hulle toe nou vir my baie goed ontvang het. En die oom maak weer die deur oop en hy lag. Hy sê, asseblief, kom net in. Ek weet die vrou hier langs aan het nou vir jou gesê, sy het by my 'n draaitjie kom maak, en sy het toe seker vir jou vertel van my situasie, en hy sê, kom in. En ek verduidelik die boeke vir hom, en die oom vat toe boeke, en ons het 'n gebed saam gedoen, en ons het lekker saam gesels. Sommige kere is die situasies, kom jy net jy vang net mense op 'n verkeerde voet. Is ek reg? En baie mense is dan nie daai oomblik gereed om dit te ontvang wat jy graag vir hulle wil sê nie, maar miskien op 'n ander geleentheid. En ek dink dit is so belangrik dat wanneer ons die woord aan mense bring, moet ons nie sommer die eerste keer moet ons maar moed opgee. Want dit gebeur in baie gevalle. En hier in die geval, toe Paulus die onsukses, as ek nou so mag sê, half kry, wat die mense hom nou soek om hom dood te maak, en hy vat van Thessalonika af en hy gaan na Berea toe, kom hy by mense af wat honger is vir die woord. En hulle het die skrifte geondersoek. Maar luister net wat gebeur by vers 13. Maar toe die Jode, hoor gou mooi, maar toe die Jode van Thessalonika verneem het dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom om die skare ook op te sweep. Toe wat gebeur? Dieselfde mense daar bring toe en hulle sê, man, ons bring gou weer hierdie moeilike manne. As ons nou so kan sê, hier in die Kaap, ons bly hier van Menenberg. Alle respek aan die mense in Menenberg. Ek dink oral kry mense manne en vroue wat van reputasie wat nie goed is nie. Of maak nie saak in wat omstandighede jy bly nie. Maar hulle vat nou manne hier van die nie goeie gebied en hulle bring hierdie manne nou na Berea toe en hulle maak ook wat? Hulle maak ook amok. En wat gebeur toe nou daar? Toe hulle nou amok maak, toe wat? Het Paulus nou besluit, nee man, nou gaan ek maar moed opgee. Nee. Die Bybel leer vir ons aan toe, waar toe gaan hy? En hy gaan toe na Athene toe. Volgens vers 15. En hier in Athene kom Paulus en hy ontmoet 'n verskillende soort tipe mens. Die mense wat hy ontmoet het in Thessalonika en in Berea was almal Christene. Manne wat die Bybel behoort te ken, of die skrif behoort te ken, as ek nou so mag sê. En hier in Athene kom hy, en die geskiedenis leer vir ons dat Athene is die universiteit. Alle universiteite was die plek van kennis, die plek van aansien. En die hele plek het hierdie afgodsaanbidding dienste wat hulle het hierdie beelde oral waar jy kyk. En soos ons nou sê, this is a first world country, as ek nou so mag sê, in ons taal. En terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het die gees in hom opstandig geword, en toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Wat is afgodsbeelde? Wat is afgodsbeelde? Wat is aanbidding wat nie aan God toegedien word nie? Okay, kan ek vir jou 'n vraag vra? Toe Kain aanbid en Abel aanbid, wie se aanbidding was aanvaar? Abel se aanbidding was aanvaar.
So wat 'n tipe aanbidding het Kain gehad? Want by implikasie sê ons eintlik Kain se aanbidding was nie voldoende. Nou as jou aanbidding nie voldoende vir God is nie, wat soort aanbidding is dit? Dit is ons afgodsdiens. En die hartseer is dat baie mense dink dat as hulle kerk toe kom, dan kom mooi, as hulle kerk toe kom, dan kom hulle die Here aanbid, maar as jou motief en jou denke nie reg is volgens die wil van God nie, dan kan ons vir ons bevind dat ons aanbidding ook nie aanneemlik is nie. Dit is nog 'n gesprek vir 'n ander tyd. Maar hier is aanbidding wat nie aan God gedoen was nie. Dit is nou hier in Athene. Nou kom Paulus daar en hy het hierdie mense met wie in aanraking kom. Nou sê vers 18. Of vers 16 sê hy het opstandig geword as gevolg van die afgodsbeelde wat hy daar sien. En as vers 17 sê, en toe het hy in die sinagoge met die Jode gespreek en die godsdienstige mense, en elke dag op die mark wat hy teëgekom het. So, waar het Paulus gepraat? Hy het in die kerk gepraat, en hy het op die mark gepraat. En sommige van die Epikureëse en die Stoïsyne, wysgerige het hom gestry, en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiemaker tog wil sê? En ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Christus en die opstanding verkondig het. So ek wil gou graag vir u vra, wat is 'n Epicurean, soos in Engels sê, en 'n Stoic? 'n Epicurean of 'n Epikureëse is mense wat glo, as 'n filosofie wat gebaseer is op ons wil net 'n lekker tyd hê. Soos ons wil sê in plat Afrikaans, dis nie mense wat 'n nice time wil hê. En die Stoics is mense wat hulle skoei op denke, jy moet net reg doen, jy moet net reg, en hulle aanvaar hulle denke as die beweegrede vir hoekom hulle sekere goedes doen. Jy moet net reg dink, jy moet sterk wees. So ek wil vir u sê vandag, ons lewe vandag in omstandighede van Epicureans en Stoics. Mense wat net 'n lekker tyd wil hê. Julle ken seker sulke mense. Ons wil net 'n lekker tyd hê, of dit nou met kos is of seksualiteit. Ons wil net 'n lekker tyd hê. Ons maak ons niks aan iemand, ons wil net 'n lekker tyd hê. Dan kry jy mense wat Stoic is. Nee, kyk, jy moet net reg redeneer, jy moet net reg doen. En dit is die tipe leefwyse wat hier aangekla word, of wat ons aan hier voorgehou word. Nou sê die Bybel vir my van die volgende. Of die gees van profesie sê gou die volgende. Among those who encountered Paul in the marketplace were certain philosophers of Epicureans and of the Stoics. Die boekie Acts of the Apostles. But they and all others came in contact with him soon saw that he had a store of knowledge even greater than their own. Kyk, ons moet nou verstaan, hier in Athene is die mense se denkwyse van so 'n aard op 'n akademiese vlak. En die akademie het bepaal die tipe van wat die regte ding is om te doen. As ek reg? Is dit vandag ook so? Dat die akademie, die slim mense, die professore, die doktors, hulle sê vir ons wat reg en wat verkeerd is, behalwe die skrif. En hier kry ons dieselfde tipe denkwyse en dit sê dat But all others came in contact with him soon so that he had a store of knowledge even greater than their own. His intellectual power commanded the respect of the learned, while his earnest logical reasoning and powers and oratory held the attention of the audience. His hearers recognized the fact that he was no novice but was able to meet all classes with convincing arguments in support of the doctrines he taught. Thus the apostle stood undaunted, meeting his
oppositions on their own ground, matching logic with logic, philosophy with philosophy, eloquence with eloquence. So Paulus is hier in hierdie plek van Athene en hy verduidelik vir hulle oor die filosofie van wie Christus is. En toe hulle na hom luister, sê hulle, hoorie maar, as jy mooi lees daar in die Bybel, sê hulle, ons hoor 'n snaakse, ons hoor 'n snaakse aanbieding wat jy vir ons gee, van hierdie God, of van hierdie God wat julle aanbid, maar hoor wat sê Paulus. Hulle neem hom vers 19, hulle neem hom na hierdie Areopagus, hierdie plek van lering, hulle neem hom daarna toe. En hy staan voor die manne, en hy sê voor hierdie kenners en slim mense, en hy sê, vers 21, nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het aan hom gesê, watter nuwe ding kan jy, kom ek lees liewer die teksvers, nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad, om iets niets te sê, en iets niets te hoor. Ons lewe in 'n wêreld waar mense net iets niets wil hoor. As jy na jou foon kyk op Facebook, of op enige ding as jy scroll jy af of scroll jy op? Jy scroll gedurig op om iets niets te kry, is ek reg? En as jy 'n interessante artikel kyk, dan wat maak jy? Dan kyk jy na die comments. En in die comments, dan kyk jy, wat sê hulle van die comments? So raak jy heel dag gesê, as ons betrokke, so mense wil altyd iets niets weet, en hier kom Paulus, en hy is besig om vir hulle te sê, en hy sê, daar in vers 22, Paulus gaan toe in die middel van Areopagus staan, en hy sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig godsdienstig is. Wat maak Paulus hier? As hy besig om die skrif hulle uithaal, of wat maak hy? Hy kry commonality, iets wat hulle verstaan. Hy sê, julle is in elke opsig godsdienstig. En nou trek hy hulle in, hy sê, want terwyl ek rondgaan en julle heiligdomme aanskou, het ek ook in die altaar gevind dat julle aan 'n onbekende God, hy praat van 'n onbekende God. Nou wat sê hy? Hom dan wat julle vereer sonder om te ken, verkondig ek vandag aan julle. Ek dink dit is baie merkwaardig om dit te verstaan, dat Paulus sê, ek weet julle is baie godsdienstig, en ek weet julle praat van 'n onbekende God, maar ek wil graag hierdie onbekende God wil ek vir julle aan julle vertel vandag. En wat doen hy vers 24? Die God wat die wêreld gemaak het, en alles daarin, hy het die Here van die hemel en die aarde is, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Wat sê Paulus eintlik vir hierdie mense? Hy sê vir hulle, hoorie, die God is, wat ek aan julle bekend maak, hy is nie hierdie skulp, hierdie artikels wat julle so maak van hierdie God, hy is nie hierdie God nie. Hy woon nie in tempels nie. En ek dink dit is belangrik om te verstaan hoekom Paulus hierdie ding aan hulle voorhou, om vir hulle te verstaan dat die God wat hulle aanbid, around him gathered poets, artists and philosophers, the scholars and sages of Athens. And thus he addressed him, may we know what this new doctrine, wherefore thou speakest, hulle vra mos nou dit vir hom, for thou bringest a certain strange thing to our ears, we know not what you mean. En Paulus is dan nou besig om hulle te vertel van hierdie skepper God. Wat maak hy aan vers 24? Hy sê, God wat die wêreld gemaak het, en alles wat daarin is. So hy bring, wat bring hy? Hy bring vir hulle die skepper God. Ek dink dit is belangrik dat ons aan mense voorhou wie God is. Dat hy die skepper God is. Dat hy die God is wat die hemel en die aarde gemaak het.
en dat ons aan mense hierdie pragtige aspek van God se liefde en krag en mag aan mense voorhou, dat hy is die skepper God. En dat hy nie geboei is in 'n tempel wat met skulptures gemaak word, dat hy nie so 'n God is nie. Nou beweeg Paulus verder. Ons het vanoggend iets interessant gepraat in die lesstudie van rasse. Ons hoor vandag van baie rasseverskille, is ek reg? Nou lees gou vers 26. Wat sê Paulus daar vers 26? En hy het uit een bloed alle nasies van die mensdom gemaak en oor die hele aarde, wat in die hele aarde woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplekke vasgestel het. Wat sê Paulus? By God is daar nie 'n rasseverskil nie. Uit een bloed alle nasies en mensdom. Mense, ons sien dat Paulus, soos die Engelsman sê, he's not prejudiced. God is not prejudiced. Paul here is speaking on the matter that today still permeates society, racial prejudice that made of all nations out of one blood. Nou gaan dit verder. As u die gedeelte verder lees, sê Paulus, nou hierdie God wat ek aan julle voorhou, in hom lewe ons, in him we move and have our being. Paulus wil aan ons voorhou dat ons in die beeld van God geskape is. Nou as ek en jy in die beeld van God geskape is, ek wil gou iemand gou redeneer oor hierdie aspek. As ek en u in die beeld van God geskape is, sê dit nie outomaties dat ek, wat ons vanoggend oor gepraat het, dat ek 'n liefde moet hê vir my naaste nie? En ons almal is in die beeld van God geskape. Daar is nie favoritisme by God nie. Ek weet, as ouers, ek het 2 kinders. En sommige is daar mos 'n geneigtheid, en ek sê dit met groot respek, en die goed word nou opgeneem. Ek sê dit met groot respek, dat baie kere is daar mos 'n geneigtheid, dat ons baie kere mos die een wil voortrek as die ander een. Of, laat ek liewer so sê, dit kom vir die kinders voor, dat mammy en daddy trek die een voor as die ander een. Kyk nou die storie van die verlore seun, in Lukas hoofstuk 15. Daar lyk so, asof die pa die een voortrek as die ander een. Want, miskien dink die oudste seun, kyk, daddy trek net die klomp voor, man, wat nou die goed wil vat en wil gaan. Maar miskien dink die ander seun, wat toe die goed gevaar het en gegaan het, jong, daddy trek net vir hom voor wat by die huis is. Daar is baie kere hierdie konsep dat ons word voorgetrek, maar God trek niemand van ons voor. God trek nie sy kinders voor, hy sien wie ons almal is, so in hom leef ons en beweeg en het ons, is ons wie ons is. Dan sê dit vers 29 tot vers 30 daar, as ons dan die geslagte van God is, moet ons nie dink dat die Godheid aan goud en silwer en steen en beeldwerk van menslike kuns en uitvinding uitgelyk is nie. Wat sê Paulus eintlik vir ons? Ons kan nie God maak in 'n beeld. Hy sê indirek vir hierdie manne, vir hierdie geleerdes daar by Areopagus, ons kan nie God boks, as ek nou so mag sê. Ons kan nie God maak in 'n standbeeld en voor hom buig nie. Dis wat hy sê. God het die tye, nou sê, toe hy nou dit vir hulle sê, hier in vers 30, wat maak Paulus hier in vers 30? Hy bring, kom ons lees gou die gedeelte. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Toe hy nou dit in hulle voorhou, toe wat sê hy vir hulle? Hoorie, nou moet julle bekeer. Sien, die boodskap van bekering is baie, baie belangrik, mense. Die boodskap van bekering moet ons aan mense voorhou. As ons nou vir hulle mooi verduidelik het wie hierdie God is, dan sê God, ek het nou julle onkunde oorsien, nou moet jy moet jou hart regmaak met God. Paul is making a call
for repentance. And he preached to them about the ignorance that God is winking at. Nou, wat gebeur in vers 31? Omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan hulle almal sekerheid gegee. Van bekering tot geregtigheid, van bekering tot oordeel. Sien, as ons Christus aan mense voorhou, dan moet ons die bekering boodskap aan hulle voorhou. En as ons die bekering boodskap aan hulle voorgehou het, dan moet ons ook vir hulle sê, maar daar gaan 'n dag kom waar God van jou en van my gaan verwag om verantwoordeling te gee oor dit wat ek gehoor het. Sien, wanneer ons hierdie boodskap aan mense voorhou, when we preach this gospel of truth, we need to bring people to the decision. Or not we, the Holy Spirit convicts them. Sien, mense het die idee van, ons moet net praat oor liefde, ons moet net praat oor die goeie. Nee, die boodskap van bekering sê mense wat verkeerd is in hulle lewens en ons moet dit regmaak. En baie kere voel ons ongemaklik om mense te sê van wat hulle verkeerd doen, want die verkeerde goed wat ons doen, bepaal ook die man wat hier voor staan, is ek reg? Want ons is almal, die Bybel sê ons almal het gesondig en dit ontbreek ons van die heerlikheid van God. So die boodskap wat ons aan mense voorhou, is 'n boodskap van liefde. En nou, wat gebeur in vers 32? Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent hoor. Kan u verstaan? Dat wanneer ons die waarheid self aan mense gee, dat daar mense is wat gaan spot. Dat daar mense is wat snaakse goed gaan sê. Mense spot gewoonlik oor goed wat hulle nie verstaan nie. Maar het dit Paulus enige iets anders beïnvloed? Nee, hy het nog altyd hierdie boodskap gepreek, want ons lees vanaf vers 33 tot 34, dat daar sommige van die mense gehoor het en wat het hulle gemaak? Hulle het hierdie boodskap aangeneem. Ek wil tog vir u vandag sê, when we preach the word, it is not that everyone should respond, but that everyone should decide. Kan ek dit weer aan u dit sê? When we preach the word, it is not for everyone to respond, but for everyone to decide. Toe hierdie boodskap aan mense voorgehou was, dink gou net aan die mense wat u al Bybelstudies mee gedoen het, toe hierdie boodskap gepreek was, het almal 'n besluit gemaak? Nee, almal maak nie 'n besluit nie. Maar almal het nie gerespond nie, almal het nie, people didn't respond, but some people had made a decision. En ons is van die mense wat 'n besluit gemaak het, is ek reg? En nou wil die Here van my en u voorhou dat wanneer ons hierdie woord aan mense gee, dat mense 'n besluit kan maak. My vraag aan u is vandag, terwyl ek die boodskap afsluit, is dit daar waar u is, by die werk, of by die universiteit, of waar ook al, waar by die bure, bring ons mense tot 'n besluit. Nie net oor wat ons spreek nie, maar ook van hoe ons leef. Want die Here wil aan ons, daar is 'n verwagting van ons, met die opskrif wat ons het, om ons geloof te verdedig. Ons lewe in 'n tyd waar ons moet sê, hoekom ons glo, wat ons glo, en waarom ons glo. En baie keer is dit nie net deur ons preek nie, maar ook deur ons lewens, waar ons mense wys, wat ons glo, en hoekom ons glo. As jy daar in die kantien sit by die werk, en jy maak jou kos oop, en hulle vra vir jou, is dit alweer saadjies? Het bly net vrugte. Maar ek het opgeleid, wanneer dit oor die vrugte en oor die saadjies gaan, as hulle siek is, na wie toe kom hulle, Waldo jong, ek het gesien, jy eet, hoekom doen jy dit? En dan vra hulle vir jou, en dan kan jy rede gee, hoekom jy eet.
En dit gaan nie net oor kos nie, dit gaan nou ook oor alles wat ons doen, oor ons klere drag, oor alles wat ons doen, want dit moet praat van dat ons 'n verhouding met God het. En ek wil vandag aan u voorhou, soos ons hierdie apologotiek, hierdie verdediging van die geloof aan mense moet voorhou, deur mense te vertel dat Christus spoedig op pad is, mag ons dit doen met passie. Mag ons dit doen met erns, en mag ons dit doen met die omstandighede of die goed wat God vir ons gee om dit aan mense voor te hou. Ons almal is verskillend. En ek dink die Here wil vir my en vir jou daar gebruik, daar waar hy kan. As jy met mense kan bid, dan bid jy vir mense. As jy weet, dis 'n broer wat Bybelstudie kan doen, dan vra jy vir hom, broer, man, ek het 'n suster hier, wil jy nie met haar Bybel? Dit is hoe ons die geloof verdedig, en mag ons in ons handeling met God mense bring tot 'n besluit. En ek wil afsluit met hierdie laaste gedeelte wat ek vir julle al reeds gelees het. When we preach the word, it is not for everyone to respond, but for everyone to decide. Mag die Here vir ons seën. Amen. Liewe Here, baie dankie vir hierdie pragtige boodskap wat U aan ons voorhou. Dat ons lewe in 'n tyd waar ons geloof moet verdedig. Verdedig in soveel so dat ons vir hulle moet wys, daar staan geskrywe. En Here, dan kom ons ook met mense toe wat glad nie Bybels georiënteerd is nie, Here, maar dat ons middele kan kry, soos Paulus gesê het, ek sien julle aanbid 'n sekere God, 'n unknown God, 'n onbekende God. Here, en so het Paulus hierdie mense gebring, hierdie Atheners gebring tot 'n besluit. Mag ons mense bring tot 'n besluit, Here. 'n Besluit vir U. En mag ons lewens rig volgens wat U van ons verwag. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.
Here, ons sing hierdie pragtige lied dat U is ons verlosser. Here, en ons wil hierdie verlosser aan mense voorhou. Daar by die werk, daar by die skool, daar by ons bure, Here, wil ons mense vertel dat U spoedig op pad is. En Here, mag dit ons verdediging wees om Jesus aan mense voor te stel. En Here, waar ons by kere U teleurstel, vra ons U dat U ons tog sal vergewe. En dat ons lewens sal rig en skik volgens wat U van ons verwag. Kom seën ons. En baie dankie vir hierdie pragtige Sabbatdag wat U ons gegee het, waar ons in U rus kan gaan. Kom seën ons. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Lied 224 asseblief.